Ek is wakker, ek is waaksaam. Ek is geanker in die waarheid. Ek kies wat reg is, ek kies nie wat maklik is nie. Ek is ook nie die storm nie, maar die waghond. Ek is vas. Goeiedag Suid-Afrika, dit is vandag die 4de Januarie. Ek bring vir jou hierdie boodskap om jou te help om die nuwe jaar met perspektief binne te gaan. En soos wat die maand en die jaar vorder, sal u ook verstaan wat ons dan probeer oordra in die laaste tyd. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Ek quoteer hier vir Donald J. Trump, wat het baie duidelik in boodskappe aan die wêreld en in optredes wat hy in lande wat baie duidelik bose agendas dryf, uitvoer. Ons tree 'n nuwe jaar binne sonder dat daar enige illusies is, maar net dit wat voor ons oë is. Die wêreld is besig om te verskuif. Die dreigemente en die gerugte van oorloë sien ons op 'n daaglikse basis. Ons sien ook dat daar magsblokke vorm. Die waarheid word herverpak as narratiewe, propaganda. En ons begin al meer besef dat loyaliteit word belangriker in ons dag as wat beginsels is. Ons lewe nie nou in 'n neutrale tyd nie. Suid-Afrika per se staan op 'n geopolitiese kruispunt. Keuses word blykbaar namens ons gemaak. Dit word gemaak sonder konsultasie met die burgery, sonder 'n duidelike mandaat. Die ANC se toenemende verbintenis tot die BRICS is nie net ekonomies, of dit gaan nie net oor diplomatieke betrekkinge, soos wat die staatshoof dit uitspel, dat ons is eintlik 'n non-aligned land nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Dis 'n waardekeuse wat hy maak. Dis 'n skuif weg van dit wat ons mee groot geword het in Suid-Afrika, naamlik westerse Christelike waardes en beginsels wat vir dekades al ruimte geskep het vir vryheid, vir vrede, vir veiligheid en die belangrikste, vryheid van spraak. Dit het ruimte geskep vir regsorde, ruimte geskep vir individuele regte en ruimte geskep vir deursigtigheid en aanspreeklikheid. Nou word mag gesentraliseer, waar die staat belangriker word as die burger, en waar teenstand in enige opsig, of dit nou media, of dit opposisie, amptelike opposisie, nie belangrike opposisie, of die burgery is, word verdag gemaak. Ons word vertel dis strategies, maar die strategie het volgens my logika geen morele anker nie. En op die einde van die dag word ons land
uitgelewer aan vreemdelinge. Hierdie jaar sê ons as boere, as Christene, genoeg is genoeg. Ons haat niemand nie. Ons veroorsaak nie chaos en anargie nie. Maar ons boodskap word duidelik en hard deurgegee. Dat ons is nie teen vrede nie. Maar vrede sonder die waarheid en sonder werklike vrede is net 'n stil, hol klank wat niks oplewer nie. Ons was nog nooit teen samewerking nie, maar samewerking waar die ander party geen waardesisteem het nie, beteken ons word die onderdaan. 2026 vra nie dat ons moet harder praat nie, of moet skree nie, of ons speelgoed totaal uit die kot uitgooi nie. Maar 2026 vra vir jou en vir my dat ons sal onderskei. Dat ons sal onthou van waar ons vandaan kom. Dat ons sal onthou wie ons is. Toe 2026 vra dat ons sal vra, wie betaal uiteindelik die prys vir die rigting wat die ANC inslaan? Geskiedenis is genadeloos teenoor volkere. Veral volkere wat dink rigting maak nie saak nie. Die genadeloose gevolge hiervan slaan eers stadig toe en dan skielik. Dit het ons in baie voorbeelde in die wêreld reeds gesien. Mag hierdie jaar ons vind. Mag hierdie jaar vir ons 'n nugtere ontnugtering wees. Sodat ons nugter sal bly, waaksaam sal bly en vas sal staan in ons beginsels. Nooit as vyande van ander medeburgers nie, maar as bewakers van dit wat heilig en kosbaar is. Want soos Donald Trump gesê het, die toekoms behoort nie aan globale agendas nie. Dit behoort aan mense soos ek en jy, wat ons land, ons kinders en ons vryheid liefhet. Dit is nou 'n tyd van keuses en stilte, en stil bly is ook 'n keuse. Saluut. Thank you.